Liam Jacobs was een van die DA se jongste parlementslede en het die publiek laat regop sit met sy harde vrae tydens komitee-sittings. Sy skielike besluit verlede jaar om die blou van die DA vir die groen van Gayton McKenzie se Patriotic Alliance te verruil, het dus nogal vir 'n opskudding gesorg. Maar verlede week het hy aangekondig hy sluit weer by die DA aan en hy is hartlik deur die party se leier Jordan Hill Lewis ontvang. So waarom die ommekeer? Liam sit hier oorkant my om dit en ander vrae te beantwoord. Liam, kortliks, wat het jou destyds laat besluit, wel destyds verlede jaar, laat besluit om by die PA aan te sluit? Eerstens wil ek baie graag Nancy sê. En die rede hoekom ek by die PA aangesluit het, is omdat ek in identiteitspolitiek betrokke geraak het. En ek besef nou dat dit 'n groot fout was om identiteitspolitiek so in ag te neem. Ons land kan nie op identiteitspolitiek gebou word nie, en ek besef dat die aanval van identiteitspolitiek op ons land se grondwet en op ons land se maatskap, on our country society, is dit van kardinale belang dat ons vermy, dat ons identiteitspolitiek vermy. And that's why I joined. I joined because I believed that identity politics was the way, that race politics was the way, that colored people were not being adequately represented. En dis hoekom ek nou sit waar ek nou sit. Maar het jy vinnig tuis gevoel binne die PA? Hoe was al eers 'n paar maande? Effens tuis gevoel, maar onthou, elke fase het 'n honeymoon fase. En dis wat daai eerste paar maande soos gevoel het. Dit was beslis 'n honeymoon fase. Ek was met oop arms aanvaar, maar binnekort het ek besef dat ek in die verkeerde plek is. Is jy aanvanklik geld aangebied om by die PA aan te sluit? Nee, ek was nie. Okay, so wanneer het jy besef hierdie is dalk nie die plek vir jou nie? Sedert Desember af het ek begin twyfel of hierdie die plek is vir my. En das heelwat goed wat gebeur het wat my laat dink het, is die waar my waardes lê. En een van die grootste goed wat baie belangrik is vir my, is die grondwet van ons land. Dit is uiters belangrik dat ons die grondwet beskerm en verdedig. Maar ek het 'n probleem as ons trompoppies word vir een of ander individu. And what I've seen is that the unrelenting and continuous support and uncritical support of the president of this country from Gayton McKenzie is something that I cannot sit around the same table as, because I believe that you have to follow the processes. You have to see that if wrongdoing has taken place, how is it that we deal with it when it happens, and not just protect people uit boetie-boetieskap, uit bra-braskap uit nie. Praat jy hier van die Pala skandaal, Yes. byvoorbeeld? Okay, was daar 'n tyd, jy weet, miskien voor jy by die PA aangesluit het, wat jou laat anders dink het oor Gayton McKenzie? Ek bedoel, sy uitsprake oor die ANC, die PA se steun vir die ANC, dit is nie nuut nie. Dit was nie nuut nie. Onthou, hy sal altyd sê dat die PA en die ANC verskillende partye is. En ek het self op Facebook, jy kan op Januarie op my Facebook gaan, ek het self gesê, die PA en die ANC is verskillend. Hoekom? Ek het geglo dat as gevolg van die feit dat ons op daai tyd ANC raadslede na die PA toe gebring het, is ons verskillend, want mens kan nie teen jouself kompeteer nie. Maar wat ek toe uitgevind het is, nadat hy tussenverkiesings gewen is, gebeur nou die Pala goed. Die impeachment verrigtinge wat nou gebeur. And this, what I saw from that is that, yes, you can go and say that you are different, but when you go and you associate yourself uncritically, and you do so unwaveringly with the ANC, and you say that you are going to support their president because supporting their president is protecting your party, that is not real politics. That is against the Constitution. So, Gayton McKenzie het intussen gesê, solank jy nie die Patriotic Alliance bespreek nie, gaan alles okay wees. Beskou jy dit as 'n dreigement? We call it a non-threatening threat. Dis amper soos wat Will Smith vir Chris Rock gesê het voordat hy hom in die mond ingeslaan het. Wel, hy het hom toegeslaan. Yes, hy het hom toegeslaan. Maar I thought about this, I thought about it a lot, and I'm going to express this in English. It is very interesting to me that I cannot say my observations. Ek kan nie sê wat my ervaring is nie. And I thought about that, and I realized it makes sense that he would not want me to say what it is that I've experienced. Because how is it that in a party where there is no democracy, how could you possibly understand the value of freedom of speech? Maar dit is ook tog sekerlik iets waaraan baie mense sou dink selfs voor jy by die party aangesluit het. Die party het nog nooit 'n leierskapsverkiesing gehad nie. Dit is nie nuus nie. Waarom was dit vir jou toe nou nuus toe jy die party by die party aangesluit het?
Onthou in die PA is daar consensus. Consensus is mos die groot ding in die party. And if you look at that consensus-based nature, it speaks to being able to speak with somebody else and to be able to actually look at what a disagreement is, look at what your political disagreements are, and to not take them personally, but to address them politically. And that is something that you can see in the party doesn't exist. The understanding that politics is politics and that it is not a personal thing. So mense het nogals pretty mee op sosiale media. Daar's 'n hele paar memes. Ons gaan 'n paar van hulle wys. Jy is as 'n flip-flopper beskryf ensovoorts. Dink jy, en jy is nog jonk, jy het sekerlik baie politieke ambisie, dink jy dit gaan miskien in die toekoms daartoe lei dat mense jou nie ernstig opneem nie? Ek sal altyd sê, dit is maklik om vir my te sê, vertrou my en vertrou dat ek hier gaan bly. Die taak wat eintlik voorlê, is die werk wat voorlê. So ek sal sê, vertrou my dade soos wat ons vorentoe gaan. Vertrou my dade. Ek het al die padda memes gesien, ek het al die flip-flopper memes gesien, ek het al gesien hoe sê hulle, ek is 'n influencer vir Havaiana, en ek wil baie graag sê, hou my dade fyn dop oor die volgende maande, oor die volgende jare en oor die volgende dekade. Ek is 25 jaar oud en een van die dinge, Lorenza, van die wat ek 25 in die politiek is dat meeste 25-jariges maak foute en dit word in die privaat gemaak. As ek 'n fout maak, is dit voor honderde duisende mense. And that is something that I accept wholeheartedly, because in the same way, when we do big things and when we change this country together, it is still in front of those hundreds of thousands of people. Het jy gesprekke aantussen met die DA gehad oor waarom die Patriotic Alliance die afgelope jaar soveel sukses behaal het in tussenverkiesings, veral in die Wes-Kaap, in tradisionele breingemeenskappe, en wat die DA miskien kan doen om dit teen te staan? Well, one thing that I've seen is that there is a lot to learn about maybe a different way of doing politics. But I think that those discussions are something that are definitely not for TV. Those are internal discussions, and I think we ought to regard them as confidential. Maar dink jy die DA het rede om bekommerd te wees oor die Patriotic Alliance in die Wes-Kaap? En hier is hoekom. Die PA, as mense die PA kyk en jy stel dit in vergelyking met die DA, die DA het inrigtings, die DA het stelsels, die DA het maniere, demokratiese maniere waarop openbare verteenwoordigers verkies word. In die PA is dit nie so nie. Daar is die inrigtings hier. So sodra die verkiesing klaar is... Dink jy dis iets wat vir die PA se ondersteuners saak maak? Dink jy hulle gee om daaroor? Dit moet, en ek sal sê hoekom. As mense die inrigtings in 'n party het, sê dit dan, as die verkiesings klaar is daar nog 'n party wat bestaan? Dis die vraag wat kiesers moet vra. En as daar nie 'n party is, hoe word jy verteenwoordig? Maar Liam, jy het 12 geval vir die aanloklikheid van identiteitspolitiek. Baie kiesers doen dit ook. Hoe beveg 'n mens daai charismatiese wyse waarop Gayton McKenzie met mense praat in 'n stadion, op sosiale media ensovoorts? Ek swat eintlik in nasionalisme. Een van die dinge wat ek swat is in nasionalisme. En wat ek baie graag wil sê vir mense is, dis baie maklik om na daai oortuiging te luister. En om te sê dat ja, my mense is neerdruk en onderdruk, ons is platgemaak deur die regering en ons moet nou styg. Maar die moeilike ding om te besef is, dit kan nie net een groep wees wat moet styg nie. Die hele land moet saam styg. En dis hoe ons identiteitspolitiek gaan vermy. Dis hoe ons identiteitspolitiek gaan platslaan. Is om te besef dat ons almal eerstens Suid-Afrikaners is en dat ons mense is wat menseregte that are worthy of being treated as human beings. And that is the big thing. Word jy tans vertrou deur die DA? Word jy dalk as 'n pion gebruik in hierdie stryd met die Patriotic Alliance? Gaan jy 'n rol hê in die komende munisipale verkiesings vir die DA? Ek is 'n aktivis en ek sien myself nie as 'n pion nie. Ek sien myself as iemand wat nie eens op die skaakbord is nie, want politiek is nie 'n skaakbord nie. Is mense se lewens wat op die spel is mense se lewens wat verander kan word en is mense se drome wat ons laat waar kan word. En dis hoekom ek nie politiek as 'n skaakbord toeskou nie. Dis eintlik iets wat heel groter as dit is. Het dit 'n verskil gemaak dat Jordan Hill Lewis nou die leier van die DA is en jou besluit om terug te keer? Jordan Hill Lewis is 'n fantastiese leier en ek moet sê een van die dinge wat vir my baie moeilik was. Jy sal onthou ek het baie geweldig video's gemaak oor korrupsie en infrastruktuur wat gebroke was en infrastruktuur wat honderde miljoene op gespandeer word, maar daar bestaan niks nie. En toe ek in die Kaap was dit
uiters moeilik om teen die DA te campaign. En die rede hoekom dit so is die straatligte werk, die slaggate is toegemaak en die manier van regeer is die beste in die land. En ek het myself altyd bevraagteken. Ek vra myself, hoe is dit dan dat good governance iets is wat op sy eie moet staan as 'n rede om vir 'n party te stem? En ek het dit gekritiseer. En dit is een van my grootste foute wat ek gemaak het, is om good governance te kritiseer. Omdat sonder good governance het ons nie die vermoë om mense se lewens te verander nie. Liam, baie dankie vir jou tyd vanaand. Baie dankie.